Baie welkom by Gemeente Sonder Grense. Hier kan jy maar jou koffie mors. Ons sal geduldig wees met jou en ons sal jou help om op te ruim. Ons almal maak foute. Vandag se tema is ek wonder. Nou kyk, ek onthou maar min van die detail van die dinge wat op universiteit in die klas bespreek is. Maar een geleentheid onthou ek nog altyd. Dit was 'n vraag wat vir ons gevra is en waarop daar nie aan die einde vir ons 'n antwoord gegee is nie. Ek dink hulle wou hê dat ons vir onsself moes probeer besluit wat die antwoord is. Die vraag was, waarom glo jy? Dit het heel eenvoudig geklink, totdat verskillende studente begin het om antwoorde te gee. En hoe meer pogings daar was, hoe ingewikkelder het die saak geword. Waarom glo ek? Nou as ek terugkyk, dan het ek vandag verskeie antwoorde op daardie vraag. En ek is eintlik nog steeds besig om elke dag weer en weer daardie vraag te antwoord. Want 'n mens word gedurig gekonfronteer met jou geloof. Glo ek regtig? En hoekom glo ek? Maar waarom glo jy? Waarom glo jy dat God bestaan? Waarom glo jy dat hy 'n drie-enige God is? Waarom glo jy dat Jesus die Seun van God is? Waarom glo jy dat Jesus fisies aarde toe gekom het, aan 'n kruis gesterf het en opgestaan het uit die dood? Waarom glo jy dat jy gered is en wanneer jy eendag doodgaan, dat jy by die Here sal wees? Op wat baseer jy jou geloof? Op grond waarvan glo jy al hierdie dinge? Nou jy mag dalk vandag vir my sê, wel die Bybel leer ons wat om te glo. Jesus sê dan self in Johannes 17 vers 17, laat hulle aan u toegewy wees deur die waarheid. U woord is die waarheid. Dan is my volgende vraag aan jou, en waarom glo jy dat dit wat in die Bybel staan waar is? Ander mense het immers ook die Bybel gelees en besluit om nie te glo nie. So, waarom glo jy? Is geloof nie 'n sprong wat ons in die donker neem en hoop dit sal werk nie? Jy spring oor die krans en jy hoop die valskerm sal oopmaak, maar daar is 'n kans. 'n Kans dat hy nie sal oopmaak nie. Is dit wat die Christelike geloof is? Is die Christelike geloof 'n onseker sprong van 'n krans af? Is dit 'n kans wat jy vat omdat dit lyk na die beste van al die verskillende opsies? Hierdie is sake waaroor ons wonder. Ons wonder of dit wat ons glo regtig die waarheid is, of die Bybel, die bron van ons geloof, die inhoud van dit wat ons glo, die waarheid is. As jy nooit wonder of die Bybel regtig die waarheid is nie, was jy dalk maar net lanklaas in die kerk. Want ek kan jou verseker, dat as jy gereeld kerk toe kom, jy dikwels gekonfronteer sal word oor die waarheid van dit wat jy glo. En soms ontdek jy dat dit nie heeltemal reg is nie, en dan maak jy aanpassings. Die woord wonder veronderstel dat ons twyfel. Dit kommunikeer onsekerheid. Ons wonder oor dinge. Is dit waar? Verstaan ek dit reg? Kan ek dit glo? En dikwels veroorsaak ons wonder dat ons vrees. Wat as dit nie waar is nie? Dit veroorsaak frustrasie, soms selfs wanhoop en depressie en moedeloosheid. Maar om te wonder is tog ook 'n begeerte om meer te weet, om te ontdek, om te leer ken. Om te wonder is dis ook 'n goeie ding. En vandag wonder ons oor die woord. Die woord van God bevat die inhoud van ons geloof. En ek wonder, is hierdie inhoud betroubaar? Kan ek dit glo? Vat nou maar die Bybel in jou huis. Een wat min of meer soos hierdie lyk. Weet jy waar hierdie Bybel vandaan kom? Uit die winkel uit, ja, natuurlijk. Iemand het dit vir my gekoop en persent gegee, of soets.
Of sommige sal dalk sê, van die drukker af. Ja. Ander, dink 'n bietjie verder, en hulle sal vir jou sê, nee, dit kom van die vertalers af, wat dit in Afrikaans vertaal het. Maar waar was hierdie Afrikaanse Bybel van my, voordat hy Afrikaans geword het? Nederland? Engeland? Of dalk Duitsland? So kom ons gaan terug na heel aan die begin toe. En ons gaan net kyk na die Nuwe Testament. Wie het die Nuwe Testament oorspronklik geskryf? En nou sal die meeste van julle vir my sê, dit was nie net een persoon nie, want die Nuwe Testament bestaan immers uit 27 boeke, wat deur verskillende persone geskryf is, ouens soos Matteus en Markus, Lukas, Johannes en al 8 verskillende ouens. Maar waar is die oorspronklike dokument wat hulle vir die eerste keer geskryf het? Waar is hy? Oeps, ons het dit nie meer nie. Jy sien, want die papier wat hulle destyds gebruik het, was nie baie goeie kwaliteit nie, en dit het lank al reeds uit mekaar geval en stof geword. Gelukkig het die verskillende kerke, soos wat hulle 'n brief of 'n dokument gekry het, dit oorgeskryf met die hand, want onthou, hulle het nie drukperse gehad nie. En toe het hulle hierdie kopie aangestuur na 'n volgende gemeente toe, wat weer dieselfde gedoen het. Maar daar was rampe, en daar was vervolging, en oksidasie, wat veroorsaak het dat baie hiervan vernietig is. Tog is daar vandag meer as 24.000 van hierdie handgeskrewe manuskripte wat behoue gebly het. Ja, sommige is net klein stukkies, maar ander is hele boeke, en nog ander is sommer 'n paar bundels boeke wat saamgebind is en word 'n codex genoem. Hierdie manuskripte was in verskillende tale geskryf, Latyn, Syries en Grieks. Ook nou nie die Grieks soos wat vandag gepraat word nie, maar Koine Grieks, wat in daardie tyd gepraat is. Die skrif wat hulle gebruik het, was 2 soorte. Alles hoofletters, en word initiale skrif genoem. Of alles net kleinlettertjies, en dit word minuskule skrif genoem. Nou jy sal opmerk, as jy hierna kyk, na hierdie dokumente kyk, dan sal jy opmerk, daar is geen leestekens nie. Geen punte, kommas of aanhalingstekens nie. En om het nog moeiliker te maak, daar was nie spasies tussen die sinne of die woorde nie. Alles was aan mekaar. Daar was ook nie versindelings nie, en selfs nie hoofstukverdelings nie. Ek kan jou verseker, vir ons sal dit bykans onmoontlik wees om dit self te lees. Maar in daardie tyd het hulle gewoonlik hardop gelees, en hulle het geweet dat sekere woorde net op sekere klanke eindig, en daarom was dit nie vir hulle moeilik nie. Hulle kon die spasies as dit ware hoor. Vir ons is dit 'n heel ander saak. Veral vir ons wat net die hemelse taal praat, nie? Afrikaans. Paragraafindelings is eers op die vroegste in 295 na Christus gemaak. Hoofstukindelings 100 jaar later, 350 na Christus. Maar dit was nou ook nie dieselfde indelings as wat ons vandag het nie. Dit het anders gelyk. Eers in 1227 het Stephen Langton, 'n professor aan die Universiteit van Parys, die Bybel in hoofstukke verdeel soos wat ons dit vandag ken. Versindelings is ingevoeg om kruisverwysings makliker te maak. En dit is die eerste keer gedoen in die 4de uitgawe van die Griekse Nuwe Testament in 1551 deur Robert Stephanus, 'n drukker in Parys. Daar is meer as 24.000 sulke manuskripte. En as ons net die Griekse kopieë gaan tel, wat ontstaan het vanaf die 2de tot die 15de eeu, dan is daar ongeveer 5656. Deesdae meer, want daar is nog ekstra ontdek. En dit is volledige en gedeeltelike kopieë. En dan is daar nog meer as 10.000 Latynse en minstens 9.300 ander vroeë weergawes. Al hierdie kopieë wat oorgebly het, word bewaar in museums. En jy kan dit nie sommer net gaan uitneem soos by 'n biblioteek en huis toe vat en gaan bestudeer nie. Maar nou is daar iets anders wat ook gebeur het. Soos wat hulle die manuskripte oorgeskryf het, heel in die begin, het die kopieerders foute gemaak. Baie dieselfde as wat ons ook vandag maak.
Soms skryf ons dieselfde woord tweemaal. Soms is 'n woord per ongeluk uitgelaat. Soms is dit verkeerd gespel. Dis daar 'n groot probleem. As ek kyk na sosiale media, partykeer het die vorige kopieerder nie mooi geskryf nie. En die woord lyk baie soos 'n ander woord en dan word die verkeerde woord in die nuwe dokument oorgeskryf. Sommige skrywers het aantekeninge in die kantlyn gemaak en 'n volgende skrywer het dit weer ingevoeg tussen die ander woorde. Nou daar is omtrent 400.000 sulke foute of alternatiewe lesings in hierdie meer as 24.000 manuskripte wat ons nog het. Nou vra ons, hoe het jy jou Bybel gekry wat op jou bedkassie lê? Waar kom daai Bybel vandaan? Wel, een ding kan ek vir jou sê. Die Afrikaanse Bybel is nie vertaal vanaf Engels of van Nederlands nie. Geleerdes, taalkundiges het die Grieks gevat en dit vertaal in Afrikaans. Maar voordat hulle dit kon doen, moes hulle eers kies watter manuskripte gaan hulle gebruik. Want daar's 'n hense lot van hulle. Soos ek gesê het, meer as 24.000 van hulle. Watter gaan hulle nou gebruik? Nou, gewoonlik is die oudste dokumente mos nou die naaste aan die oorspronklike. Want die kanse vir iemand om iets by te voeg soos wat die tyd verloop, raak al groter en groter. So die oudste manuskripte, dis waarna ons soek. Die korter lesing is gewoonlik ook die oudste en ook die moeiliker lesings is die naaste aan die oorspronklike. Want jy sien, latere byvoeging se doel is om dit makliker te maak om te verstaan. So as daar iets bygevoeg is in die manuskrip word langer, dan beteken dit hy moet later wees. Dit is so half 'n logiese afleiding wat ons maak. Al die manuskripte word dus deur geleerdes gedateer om te bepaal min of meer hoe oud elkeen is. Verskeie tegnieke word hiervoor gebruik. Byvoorbeeld materiaal wat gebruik is, lettergrootte en vorm, punctuasie, teksverdelings, ornamentasie, die versiering daarvan, die kleur van die ink, tekstuur en kleur van die perkament en nog meer. Daarna moet bepaal word, wat was foute? Wat is alternatiewe lesing? En daarvoor word die verskillende manuskripte met mekaar vergelyk. En oral waar daar alternatiewe lesings is, word dit aangeteken en met 'n lys van simbooltjies geïllustreer. Hierdie simbooltjies word tekskritiese apparaat genoem. Hierdie wetenskap waar tekste so ontleed word en verskille aangedui word tekskritiek genoem. Nou ons moet verstaan dat dit nie skrifkritiek is nie. Skrifkritiek is om die inhoud van die Bybel te kritiseer en te redeneer dat die Bybelskrywer self foute gemaak het. Tekskritiek is die wetenskaplike identifikasie van letterkundige en skryffoute in die gekopieerde teks. En dit word met alle ou literatuur gedoen, nie net met die Bybel nie. Uiteindelik word 'n keuse gemaak oor watter manuskripte gebruik moet word. Hulle word dan saamgebundel met 'n volledige lys van tekskritiese notas, sodat 'n mens nog steeds die alternatiewe lesings in ander manuskripte kan volg. Ek het 2 sulke bundels in my besit. Hierdie rooi ene is die Textus Receptus, of die Majority Text. Hy is in die 17de eeu gebruik om die King James weergawe te vertaal, en later ook vir die 1933 ou vertaling. En dan het ek nog enetjie, so 'n blou enetjie. Ons noem hom Nestle in 'n land, want dis wie hom geskryf het of saamgestel het. Dit word ook die critical text genoem. En hy saamgestel na meer moderne navorsing. En ons nuwe vertaling en die Engelse NIV en nog baie ander vertalings is op hom gebaseer, op hierdie manuskripte wat saamgebundel is. En deesdae is dit die standaard manuskripte wat op universiteit gebruik word en geleer word vir die tokkelokke en die taalkundiges. Nou van die 17de eeu af tot vandag toe
is dan baie meer manuskripte ontdek, wat ons bron van vergelykbare tekste baie vergroot het. En ons kan met baie meer sekerheid keuses maak rondom die mees betroubare tekste. 'n Mens sou dalk dink dat dit al moeiliker word om die ware betekenis van die Bybel te kry, soos 'n mens verder wegbeweeg van die oorspronklike datums waar hulle geskryf is. Maar net die teenoorgestelde gebeur, omdat ons meer en meer tekste ontdek wat meer lig werp op die onderwerp. Ons hoor dikwels die aanklag dat teoloë sekere Bybelverse uitgelaat en die Bybel verander het, net omdat hulle nie hou van wat die Bybel sê nie. En daarom wil hulle die boodskap verander. Mense, dis eenvoudig nie waar nie. Daar is gedeeltes verander. Maar dit is uitgelaat omdat dit volgens die nuutste navorsing en ontdekkings nie in die oudste manuskripte staan nie. Dit gaan nie oor wat daar staan nie, maar waar dit staan. Maar as ons nou in ag neem, ons het nie die oorspronklike geskrifte nie. Ons het net afskrifte van afskrifte. Die kopieerders het boonop foute gemaak. En dan sit ons nog met 'n vertaling ook, waar interpretasiefoute gemaak kan word. Dan wonder ons, kan ons nog die inhoud van die Bybel op my bedkassie glo? En dis hoekom ons sê, dat die Bybel die geïnspireerde woord van God, die foutlose woord van God is. En dan, maar ons voeg by, in sy oorspronklike weergawe, wat ons nie meer het nie. Daarmee erken ons dat daar kopieerfoute was en dat vertalers interpretasiefoute maak. Maar waar laat dit ons? Hoe betroubaar is hierdie woord dan regtig? Kom ons oorweeg eers die tekskritiek. Die foute wat deur die kopieerders gemaak is. Nou, ek het al dikwels, wanneer ek die Griekse teks gebruik om 'n boodskap voor te berei, gesien dat daar alternatiewe lesings is. Dit word aangedui in die Griekse Bybel. En elke keer as ek daarna gaan kyk, dan maak dit geen verskil in die betekenis van die teks nie. Ten spyte van 400.000 alternatiewe lesings in meer as 24.000 manuskripte, het die grootste gedeelte van die Bybel geen verskille in die verskillende manuskripte nie. Die meeste van dit, die oorgrote meerderheid, stem ooreen. So ten spyte van al hierdie alternatiewe lesings, is daar slegs 3 of 4 wat 'n effense verskil kan maak aan die betekenis van 'n spesifieke teks. En nou moet ek eerlik vir julle sê, as 'n mens gaan kyk hoe die verskillende manuskripte met mekaar ooreenstem oor die oorgrote inhoud van die teks, is dit verstommend. Duisende afskrifte wat oor 'n tydperk van omtrent 1000 jaar gemaak is, stem almal ooreen. En die verskille wat daar wel is, selfs waar daar hier en daar 'n vers of 'n gedeelte uitgelaat is, maak absoluut geen verskil in die betekenis daarvan nie. Dikwels is iets wat in een evangelie uitgelaat word, weer te vind in 'n ander, of selfs in 'n brief. Die waarheid is steeds daar, en hy is suiwer, helder en duidelik daar. Die foute in die oorskryf van die manuskripte het geen invloed op die boodskap en die betekenis van die Bybel nie. Wanneer ons wonder oor die betroubaarheid van die woord, dan bevestig die sogenaamde probleme telkens weer God se wonder van die Bybel. Ten spyte van meer as 400.000 alternatiewe lesings, maak dit geen verskil aan die boodskap van die Bybel nie. Weet jy wat hou jy in jou hand? My vriend, hierdie is 'n wonderwerk. Vergelyk maar net die hoeveelheid manuskripte van afskrifte wat ons het van die Bybel, met die beste in die sekulêre wêreld. Die Bybel het meer as 5600 van hulle, teenoor die skamele 643 van Homerus se Iliad. En daar is geen weerspreking of alternatiewe teologie nie. Neem in ag, die hele Bybel is geskryf oor 'n tydperk van 1500 jaar. 40 skrywers, min of meer, vanuit verskillende stande en agtergronde, het
deel gehad hieraan. Van konings tot skaapwagters. Deur verskillende tye van vryheid, ballingskap, oorlog, vrede. In verskillende emosionele toestande. Van 'n paleis tot 'n tronk op 3 verskillende kontinente. In 3 tale. In 'n menigte literêre style, geskiedenis, verhale, poësie, liedere, profesieë en baie meer. En daar is geskryf oor honderde kontroversiële onderwerpe. En in dit alles is daar een enkele ontvouende verhaal. En die beste van alles, die belangrikste van alles, een hoofkarakter, God self. Twyfel jy? Wonder jy of die woord God se wonderwerk aan ons is? Jy het geen rede om te twyfel of die Bybel God se woord is nie. As die Bybel self sê in 2 Timoteus 3, die hele skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek, sodat die man wat in diens van God staan, en dit beteken elke gelowige, volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk. Dan kan ons dit maar glo. Die Bybel is betroubaar. En terloops, hierdie 2 Timoteus 3 het absoluut geen variante lesings nie. Al die verskillende manuskripte stem met hierdie hele hoofstuk ooreen. Daar's geen alternatiewe lesings nie. Nie eens woordorde wat omgeruil is, of 'n spelfoutjie of niks nie. Ja, jy gaan sekere Bybelvertalings kry, wat radikaal gaan wees. 'n doelbewuste wegbeweeg gaan wees vanaf God se waarheid. Maar jy, as Bybelstudent, sal dit helder en duidelik kan raak sien. Jy gaan verskillende interpretasies kry van sekere dele in die Bybel, ja. En dit gaan veroorsaak dat sommige dit anders vertaal as ander. Maar die oorgrootte massa van vertalings sal altyd saamstem oor die belangrikste dinge wat aan die kern van die evangelie lê. So, moenie twyfel nie. Daar's geen rede daarvoor nie. Maar dit beteken nie dat jy nie 'n verantwoordelikheid het nie. Jou verantwoordelikheid is om die skrif te ondersoek, te leer om dit reg te lees. Jy moet vasstel of iemand wat sê hy gebruik die Bybel as bron, werklik die waarheid verkondig. Petrus se opdrag aan ons is baie belangrik. In 2 Petrus 3, vanaf vers 15, lees ons: En beskou die geduld wat ons Here met ons het as geleentheid om gered te word. So het ons geliefde broer Paulus immers ook met die wysheid wat aan hom gegee is, dit is deur die Heilige Gees, aan julle geskrywe. Hy skryf dit ook in al sy briewe waarin hy oor hierdie saak handel. En luister nou hier, daar is dinge in sy briewe wat moeilik is om te verstaan. En dan, oningeligte en onverstandige mense gee daaraan 'n verkeerde uitleg, soos hulle trouwens ook doen met die res van die skrif. En dit tot hulle eie ondergang. Geliefdes, julle weet dit nou vooruit. Wees dus op julle hoede, dat julle nie meegesleep word deur die dwaling van beginsellose mense en so van julle eie standvastigheid beroof word nie. Sorg daarenteen dat julle steeds toeneem in die genade en die kennis van ons Here en Verlosser Jesus Christus. Aan hom behoort die heerlikheid nou en tot in ewigheid. En ons kan almal saam sê, Amen. Ja, ons moet toeneem in die genade en in die kennis. Dis ons verantwoordelikheid. Hoekom? Sodat ons nie deur dwalinge meegesleer sal word nie. En wanneer jy dit doen, doen jy dit met 'n opregte hart, wat soekend is na God se waarheid. Jy doen dit bidtend en in afhanklikheid van die Heilige Gees wat jou sal lei. Jy doen dit verantwoordelik deur die belydenisskrifte van die kerk. Getroue gelowiges wat deur die eeue dit bestudeer het en vir ons notas nagelaat het, in gedagte te hou. Want daardie belydenisskrifte help vir ons dat ons nie weggevoer word op dwalinge nie. Dit help ons om ander interpretasies makliker raak te sien. Jou verantwoordelikheid is om die Bybel te bestudeer en so goed te ken
dat wanneer 'n vreemde lering met jou gedeel word, jy dit onmiddellik sal raak sien en sal ongemaklik raak daaroor. En wanneer jy dan die Bybel gaan bestudeer, sal jy by die waarheid uitkom. Die Bybel is die wonder van God. En hierdie is nog net die eksterne getuienis van die betroubaarheid van die Bybel. Maar daar is ook 'n interne getuienis. Die geskiedkundige en wetenskaplike en argeologiese en profetiese betroubaarheid. Die harmonie in die verhaal en in die teologie, ten spyte van die diversiteit van mense en tye en omstandighede, is 'n bewys van die wonder van die woord. En dan is daar nog die krag van die woord, wat dien as 'n getuienis van sy betroubaarheid. Want die woord het die vermoë om ons lewens te verander. Wanneer jy bely, ek glo, dan doen jy dit eerstens omdat jy nie anders kan nie. Want geloof is iets wat God aan jou gee. Maar jou geloof is nie 'n blinde tipe geloof, waar jy eenvoudig jou oë moet toedruk en nou maar net die sprong moet waag nie. Jou geloof is gegrond op feite, nie blinde geloof nie. Jy het 'n bewysbasis vir jou geloof, en hierdie bewysbasis is betroubaar. Jy kan staaf waarom jy glo wat jy glo. Maar waarom glo alle mense dan nie? Dis eenvoudig. Hulle wil nie. Hulle wil nie die feite aanvaar nie. En vir ons is dit onbegryplik. Eers wanneer die Heilige Gees jou kom verander, kom lewend maak, eers dan kan jy glo. Kom ons dank die Here, dat hy ons oë oopgemaak het, dat hy ons lewend gemaak het, en vir ons help om raak te sien dat hierdie God se waarheid is. Amen.